Goeiemôre. Wanneer ons met kinders gesels wat hulle anker verloor het, kinders met wie dit glad nie goed gaan nie en wat gedragsprobleme het en ons gesels met hulle oor hulle verhoudings met hulle ouers, dan kom ons baie keer agter wat daardie ankers is wat in die kind se lewe ontbreek. En 5 van die ankers wat ons gereeld hoor by kinders afwesig is waaroor ons vandag gaan gesels. En die eerste ene is die versekering dat die ouers die kind graag wil hê. Ek dink ons is te gemaklik daarmee om soms vir 'n kind te sê, ag as jy maar 'n seentjie was, of ag jy weet, ek wens ek het jou gehad toe ek bietjie jonger was, of toe ek bietjie ouer was, of ons het jou nie beplan nie. En ons besef nie dat dit daai kind se een belangrike anker in die lewe wegneem nie. Kommunikeer gereeld aan jou kind, ek is bly jy's 'n seentjie. Ek is bly ons het jou gehad. Ek kan nie dink hoe die lewe sou gewees het sonder jou nie, want dit is mos waar. Sê daardie dinge om jou kind te anker met daai eerste een. Die tweede anker is, ons is hier vir jou. Ankerlose kinders het die belewenis dat die ouers eintlik 'n bietjie afwesig is en eintlik nie opgereken kan word nie. En dit het ek en jy dalk geskep deur in die nag nie vir ons kind op te staan nie, deur ons kind in 'n krisis te los waarvoor hy nie toegerus was nie. Kom ons maak seker ons kinders weet hulle kan op ons reken. En dan die derde anker is om vir ons kind die versekering te gee dat ons glo in sy toekoms. Kom ons noem maar daardie anker, jy is hier vir 'n rede. So belangrik dat ek en jy nie ons negativiteit oor die toekoms ooit teenoor ons kind sal uitspreek nie. 'n Kind wil hê dat al glo jy nie in die toekoms nie, glo jy in die kind. En glo jy in daai kind se potensiaal om eendag 'n gelukkige en sinvolle lewe te kan hê. Wanneer jy dinge in jou kind raak sien wat potensiaal het, sê dit. Gee daarvoor 'n naam sodat jou kind kan weet, hierin lê my toekoms opgesluit. Byvoorbeeld, ek sien jy's 'n fantastiese probleemoplosser. O, ek sien jy maak die beste van 'n slegte saak. Selfs sulke eenvoudige stellings gee vir daai kind die anker dat jy en ek in hulle glo. 'n Vierde belangrike anker het ons agtergekom deur met kinders te praat wat voel die groot rede waarom hulle pa en hulle ma afgesny het of uitgeskuif het uit hulle lewens omdat hulle nie foute mag gemaak het nie en niks wat hulle gedoen het ooit goed genoeg was nie. Net deur ons kind se foute te aanvaar en dit gereeld ook te sê, jy kan maar weer probeer, dit maak nie saak as jy dit nie reg kry nie, of jong, ek dink jy dalk jou bes probeer, kom ek help jou en ons probeer weer. Gee vir jou kind nog 'n stuk sekerheid en 'n stuk veiligheid by jou. Die laaste anker is om vir jou kind nie 'n vals idee te gee dat die wêreld om hom draai nie. Baie van ons dink 'n kind is juis geanker as hy in homself glo en as hy vir sy eie regte opstaan. Maar die waarheid is dat hy baie keer nie die middelpunt van 'n situasie gaan wees nie. 'n Geankerde kind is 'n kind wat dit kan hanteer om nie altyd bo aan iemand anders se lys te wees nie. Leer jou kind dit. Vir praktiese maniere om hierdie dinge in jou kind se lewe in te bou, hierdie ankers daar neer te sit, kan jy gerus Kweek Dissipline met Deernis lees. Ek weet die jaar is woes hier aan die begin, maar skeduleer dit in as een van jou nuwejaar voornemens om toerusting te kry om jou kind te anker. Ek sien julle weer donderdag. Totsiens.